So ek gaan 10:1 hierdie video 'n week of 2 later oplaai as wat ek dit nou opneem. Vir spesifieke redes. Maar ek het net besef dat dit vandag die gepaste tyd is om te praat waaroor ek wil praat. En dit waaroor ek vandag wil gesels gaan oor geloof. En ek wou eintlik al einde verlede jaar praat oor geloof. Juis omdat ons vriende geraak het met 'n pastoor wat dit vir ons in diepte en baie mooi afbreek. Maar dis 'n pastoor wat dinge bietjie anders doen in die sin van they don't preach. Ons obviously lees uit die Bybel uit, maar hy laat jou dink. En dit sal wees soos lees daai versie weer. So die vers wat ons behandel het was uit Hebreërs 11 vers 1. As ek 'n woord hier en daar verkeerd het, dan is dit net omdat ek nie nou my Bybel nou dadelik by my het nie, soos ek by my gehad het. Maar dit gaan oor wat is geloof, wat is geloof? And faith is the substance of things we hope for, but cannot see, and what we believe. En ek het hierdie versie dalk nou heeltemal, die kern is daar, maar die bewoording, want dit is uit die New King James uit. Ek sal in 'n geval as ek praat, sal ek bietjie meer uitbrei oor dit. Maar ek het al 'n klomp goed op my vlogs gedeel. En ek weet nie almal kyk al die vlogs nie. Maar een van die dinge waaroor ek baie gedeel het was die stap van geloof wat ons jare terug geneem het. Om te sê, ons gaan regtig begin leef dit wat die Here vir ons leer. En ons gaan, voordat ons 'n besluit neem, gaan ons daaroor bid. En al klink dit hoe crazy, as die Here vir ons die gemoedsrus gee en die vrede daaroor gee en bevestiging gee daaroor, dan gaan ons 'n stap van geloof neem. En soos ek al gedeel het, hoe die Here net bonatuurlik in hierdie 4,5 jaar vir ons bevestiging op bevestiging kom gee het van, ek weet dit lyk vir baie mense asof julle mal in julle koppe is, asof julle nie lekker is nie, maar dit is wat ek van julle vra, dit is wat ek van julle verwag, dit is die volgende stap. Wees gehoorsaam, ek gaan nie nou verstaan nie, vertrou my. En toe hierdie spesifieke vriend van my, wat nou die pastoor is, toe hy die eerste keer met ons kom deel het hy gevra, jy weet, wat is jou definisie van geloof? En dan moes jy nou sê, hoe verstaan jy spesifiek Hebreërs 11:1? En ek dink wanneer jy as 'n Christen oor 'n spesifieke tema of oor iets spesifieks moet praat, of jou opinie daaroor gee of hoe jy dit verstaan, dan is daar altyd daai twee vlakke. Daar is die teorie gedeelte van dit hoe jy geleer is as kind, jy weet, die regte antwoord, wat daar niks meer fout is nie. Maar dan is daar ook die praktiese gedeelte, waar die Here sê, okay, jy lees my Bybel, jy lees die Bybel, jy ken my woord, hoe pas jy dit toe? En hoe gaan dit met jou terwyl jy dit toepas? En ek kan julle verseker, ek sit hier met 'n smaal op my gesig, maar ek was vanoggend verskriklik emosioneel. En vanoggend was vir my 'n bad dag. En hierdie hele week was vir my 'n groot uitdaging. En ek het net vanoggend geweet dat al sien ek nie eintlik regtig kans vir mense nie, dat ek wel die Bible Over Coffee sessie gaan bywoon, waar ons verder praat oor geloof. So ons het verlede jaar, ek dink dit was November, het ons begin met om in diepte te gaan oor wat is geloof. En elke keer as jy dink, okay, jy weet, dit is eintlik so jy weet, al die layering.
en hoe jy al dieper en dieper en dieper en dieper en dieper gaan. En ons het toe, en hierdie jaar gaan ons net weer aan, en delf ons net dieper daarin. Maar saam met dit, is ons kerk waarby ons betrokke is, en deel van is ons groot tema vir die jaar, Great Faith. Plus dan het ons hierdie verwagting en hierdie belofte wat ons van die Here gekry het van julle gaan deur 'n moeilike tyd gaan. Daar's baie detail en tot die punt toe het natuurlik tot vervulling gekom. Maar die Here het vir ons ook 'n belofte gegee dat He is gonna amaze us. En dit wat ons hom voor vertrou, dit was in die begin bo oor my kop, dat ek vir my man gesê het, jy weet, ek bid tans, dat die Here vir my sal help, dat ek die geloof sal hê, om dit te glo, en in die belofte te glo. En dat dit wat hy vir ons beloof het, dat hoe ek kan sien hoe hierdie tot vervulling kan kom, is dat dit waarvoor ons die Here nou vertrou, dat dit tot vervulling sal kom. Wat weer eens, as jy vir mense dit sal sê, gebruik jy medikasie? Nee, okay, kan ek dalk iemand aanbeveel, wat jy kan gaan sien. Maar net weer eens hoe die Here elke keer ons geloof het. Ek moes vanoggend 'n vliegtuigkaartjie boek, Pretoria toe, want ek het my ablasie wat plaasvind, waarvoor ek al 4 jaar wag. En elke keer gebeur al goed wat net maak dat dit is nie nou die regte tyd nie, of ek het my rugfraktuur moes toe nou gehad, toe sou ek Julie maand gaan, en toe beland ek moes in die hospitaal, na die 3 seizures, en my geheue verlies, en ek, So daar's elke keer iets wat sê, okay, nie nou nie. En ek is nou 'n rukkie lank van my spesifieke hartmedikasie af, en jy moet, ek dink 3 maande, moet hy uit jou sisteem uit bly. So vir my is dit soos, ek is nou al klaar van dit af, soos ek dit nou weer gaan uitstel, jy wag maande vir 'n datum, ek het 'n kansellasie gekry, moes jy partykeer bite the bullet, and trust God to provide. So, maar dit beteken, ek gaan nou vroeër moet hier vertrek, wat ek ook laat my man en my kinders bietjie in die steek, maar ek het gelukkig awesome vriende in die Kaap gemaak, en regtig hartsmense, wat ek weet, wat they already said they're gonna step in and help. En dan moet ek 'n week langer daar bly, vir as iets sou skeefloop. En iemand vra vanoggend vir my, want ek, tydens die sessie, raak ek toe net verskriklik emosioneel, en oorweldig met alles wat gebeur, en die stresvlakke wat ek tans beleef, en die stresvlakke waardeur my man gaan, en alles wat in my kop maal, en iemand vra toe vir my, wat nou nie my ken nie, vra toe net vir my, jy weet, is ek, want hulle weet toe nou wat 'n ablasie behels, en hulle vra toe vir my, jy weet, is ek bekommerd oor die ablasie. Toe sê ek vir hulle, weet julle wat, om eerlik te wees, ek ken myself al. Jy weet, as iets gebeur, hanteer ek dit, hanteer ek dit, en intussen vertrou ek die Here, bid ek, en ek hou sy hand vas, want anders sal ek nie, jy weet, vandag nog hier gesit het nie. Maar ek sê toe net vir hulle, weet julle wat, ek dink nader in die tyd, gaan ek dalk uitfreek, of bietjie overwhelmed voel, juist omdat ek by gaan wees, en ek sal dalk nog 'n vlog maak oor die ablasie, ek sal kyk, maar net wat dit behels en als, maar my kop is nog nie eens daar nie. Ek het soveel ander goed wat nou my aandag verg, en waarvoor ek die Here nou moet vertrou, en wat nou prioriteit is, so jy moet prioritiseer.
En dit wat jy weet buite jou beheer is, kan jy net sê, Here, ek het alles gedoen wat ek kon. En want U verwag ook van ons om ons deel te doen. Maar daar is sekere tye en sekere goed wat net U kan ingryp. So ek lyk dalk nou okay, maar ek voel oorweldig en ek het vanoggend eintlik nie gedink hoe gaan ek hierdie vlog maak sonder om te huil nie. Juist omdat ek die hele oggend al gechunk het en emosioneel was. Maar ek is net vanoggend weer eens herinner dat die Here sal vir jou, en dit is vir geloof inkom, en ongelukkig kan ek nou nie alles deel wat ek geleer het rondom geloof nie, maar as die Here vir jou woord gegee het, en daai woord, of dit 'n woord is uit die Bybel uit, en of dit 'n profetiese woord is, en wat jy bevestig het, en getoets het, om seker te maak, dit is van die Here af, dan kan jy net daaraan vashou. Die Here sal nooit sy beloftes breek nie. En daai belofte wat jy gekry het, die substance, dit wat waar is, dit wat konkreet is, dit help jou en dit dra jou en dit maak dat jy moed het tydens hierdie proses. Want selfs vanoggend toe een van my vriende my kom aflaai het, want Louis kon nie by wees nie, hy moes aan die ander kant woestery om goed uit te gaan sorteer. Toe sê ek net, jy weet, ek is eers nie so dankbaar ek ken die Here, want ek weet hy is in beheer. Ek is so dankbaar dat ek die woord gekry het destyds van die Here af, en ek weet ek kom van hom af, en ek weet ek kan daaraan vashou. Maar toe sê ek vir hom, vandag het gebeur wat gebeur het, omdat ek net 'n bietjie overwhelmed geraak het. En weet jy wat, die Here is okay daarmee ook. Die Here tik my nie oor die vingers vandag en sê, Chrisana, ek dog jy trust my. Ek dog jy het geloof nie. Hy weet, ons is net mense, en as jy partykeer vir 4,5 jaar deur die oseaan moes swem, en intussen het jou vlekjies nog punctures gekry en alles, verstaan die Here dat jy partykeer 'n dag soos vandag kry, wat jy net voel, Here, ek voel ek kan nie, it feels like this is getting the better of me. Maar dat jy so vashou aan sy woord, dat jy dadelik kan gaan, en in daai oomblik en in daai tyd kan gaan en sê, Here, of wat ek nou kan doen is ek na U toe draai en ek kan vir U sê, Here, ek weet U is in beheer, ek weet U het 'n belofte gegee. Ek weet U het vir my gesê, U gaan my genees. En of dit nou deur die hande van 'n dokter is, en of dit nou deur U hande is en deur 'n wonderwerk is, dan is dit okay. Ek praat net met 'n vriendin en ek sê vir haar, ek wil hierdie ablasie laat doen. Ek het die tyd gekry. Dit voel vir my dat daar nou soveel goed in plek geval het dat ek dit kan doen. En dit is die enigste ding waar 'n dokter medies gewys vir my kan help. Met my vorige vlog wat ek gekyk het, ek gaan nie alles herhaal nie. Die res van my liggaam, van my nek reg deur af tot my enkels, is op hierdie stadium van so 'n aard dat net die Here kan my genees. Bonatuurlik genees, my rugfraktuur, alles. Dokters kan net sê, jy weet, dis jou lot. Maar die Here kan my genees, en ek vertrou hy gaan op sy regte tyd. So, ja, ek het hierdie vlog opgeneem, want ek voel weer eens, dis goed om oor daar te praat, wat jy chirpy voel, en vol moed, maar daar is ook daai dae, waar jy oorweldig voel. Met die vorige vlog het ek fisies oorweldig gevoel, met hoe my liggaam is. En vandag was dit die emosionele en geestelike kant. En dan is daar weer daar waar die Here net ons kom bless
en kom seën met familie en vriende en boeties en sissies in Jesus Christus om ons te dra en te help dra deur daai moeilike tye.